Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons het pas die storie gelees van Matteus of van Jesus wat na Matteus toe gekom het. En dit het baie goed uitgewerk dat Matt die storie van Matthew lees. Ek het nie dit verwag nie, ek is bly daaroor. Vanaand wil ek 'n bietjie double-klik op Matteus, of soos wat sy vriende hom genoem het, Matt. Ek wil bietjie meer dit inkleer vir ons. Nou, Matt het 'n hele tydjie terug gelewe. 2000 jaar terug. En vir ons is die 2000 jaar bietjie moeilik om te verstaan hoe het lewe toe gelyk in daai tyd is. Hulle het nie karre gehad nie, daar was nie internet nie, hulle het nie soos ons aangetrek nie. Dis moeilik om te relate presies met Matt se storie. Dis hoekom ek hom Matt noem. Ek wil vir julle inkleer dat Matt en die wêreld in daai tyd baie dieselfde gelyk het as wat ons nou ervaar. Hulle het dieselfde probleme gehad as wat ons gehad het van werk wat hulle nodig het en verhoudings issues wat hulle moet deurwerk. Hulle het alledaagse probleme gehad en soos familieverhoudings wat dalk triekie mag wees. Matt en die mense 2000 jaar terug was maar baie dieselfde as wat ons is nou. Agval, Matt was 'n Jood gewees. En sy werk was om belasting in te samel. Hy was 'n tax collector gewees. En dit het baie sleg gesit by die res van sy Joodse familie, sy Joodse mense, want twee redes. Een, as jy 'n tollenaar was, het jy gewerk vir die staat. Die regering op daardie tyd was die kragtige en die wrede Romeinse ryk wat onder Israel kom staan het. En soos wat Rome hulle conquest deur die Midde-Ooste gegaan het hulle mense vertrap en hulle het mense wreedelik doodgemaak. En die mense wat hulle nie doodgemaak het nie, het hulle streng belas. En so as jy 'n tollenaar was, 'n Joodse tollenaar wat vir Rome gewerk het, is dit asof jy 'n sellout was. Jy het vir die vyand gewerk. Mense het jou nie gelike nie. Maar die tweede rede hoekom die Jode nie die tollenaars van gehou het nie, was boonop die belasting wat hulle op die Jode gesit het, boonop Rome wat belasting op die Jode gesit het die tollenaars geld vir hulle self gevat en hulle eie sakke gesit. En so hulle het ryk geword deur ander mense te oppres. En so hierdie storie wat ons gelees het van Matt, hy was nie 'n goeie ou gewees nie. Hy was gebroke en hy was sondig, maar eintlik baie soos ons gewees in daardie sin. Hy het ook 'n identiteitskrisis gehad. Rome gebruik hom om te employ, maar hy is nie 'n Romeinse citizen nie. Hy word oppressed deur hulle. En sy mede-Jode hou niks van hom nie, want hy werk vir die Romeine. Nou eendag, soos gewoonlik, gaan Matt na sy werk toe en hy sit by 'n cubicle. En daar kom 'n man na hom toe. 'n leermeester met die naam Jesus. En die ontmoeting met hierdie man verander Matt se hele lewe. Ons het dit gesien. Die identiteit en die karakter van hierdie man wat Matt ontmoet, laat Matt sy ou lewe heeltemal net daar aan een kant los en hy volg vir Jesus. Ons het dit gelees, vers 9. As Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he rose and followed him. Matt se hele lewe het verander, soos wat Jesus vir hom daardie woorde gee. En so vanaand en in hierdie reeks wil ons kyk wat dit beteken as 'n gebroke sondaar soos Matt of soos ek en jy daardie woorde van Jesus hoor.
soos wat ons Jesus se identiteit teekom? Wat leer ons van Jesus soos wat ons tyd spandeer met hom? En julle, dit is hoekom ons die reeks Volg My genoem het. Die algemene woord wat vir mense gebruik word wat agter Jesus aanloop, wat Jesus volg, is die naam Christen. Baie van ons sal onsself identifiseer as Christene. En dit is behulpsaam, die Bybel gebruik self daai woord om mense wat Jesus te volg beskryf, Christene. Maar die woord in die Bybel wat heelwat meer gebruik word om hierdie te beskryf is die woord disipel. Ons is disciples van Jesus. En voordat we aangaan, moet ek 'n bietjie stil staan en seker maak dat ons verstaan wat is hierdie dinamiek tussen wat beteken die woord disipel? Wat is hierdie dinamiek tussen 'n disipel en sy leermeester? Want dit is nie 'n alledaagse woord vir ons hier in Pretoria in 2023 nie. Maar terug in Matt se tyd was dit. Die woord disipel was 'n alledaagse ding. Baie mense was disippels gewees, nie net van Jesus nie, maar enige leraar het disippels gehad. Volgelinge gehad wat geluister het na hulle leer, maar ook volgelinge wat saam met hulle lewe gedoen het. En dit is waarvan Jesus se disippels ook. Matt het nie net geluister na wat Jesus gesê het nie, wat hy gepreek het nie, maar hy het ook saam met Jesus kos gemaak. Hy het ook saam met Jesus geëet, by dieselfde plek geslaap. Hy het gesien hoe Jesus ander mense hanteer. Die doel van 'n disipel was om te sien hoe sy leermeester lewe en wat sy leer is, met die oog daarop om meer soos sy leermeester te word. Hy wil sy identiteit meer align met wie hy volg. En dit is waar van Matthew, soos wat hy Jesus gevolg het. En ek wil hê dit moet waar wees van ons, soos wat ons onsself disippels van Jesus noem. Ons moet sien, wat is Jesus se leer? En wat is sy lewe? Hoe lewe hy? Dit is wat ons gaan saam doen in hierdie reeks. Ons wil kyk na Jesus se identiteit en hoe dit ons vorm, my en jou, as sy disippels. In hierdie reeks gaan ons na 4 dinge kyk. Ons gaan kyk na hoe Jesus die redder is. Dit is wat ons vanaand na gaan kyk. Dan volgende, hoe hy 'n broer is van ons. Derde, hoe hy die dienaar is. En laastens, hoe hy die ware sendeling is. Reg, maak dit sin. Vanaand begin ons en ons kyk na die eerste identiteit van Jesus. Jesus as ons redder. En ek wil hê ons moet vanaand kyk en sien dat Jesus ons verlosser is, dat hy ons vry gekoop het. En dit is die 2 dinge wat ek wil hê na ons moet kyk. Hy het ons vry gekoop, maar hy het ons ook vry gekoop. Hy het ons vry gemaak en hy het ons gekoop. Ons behoort na aan hom. Dis die 2 dinge. Kom spring in by die eerste een. Jesus, ons leermeester, het ons vry gekoop. Kom ons kyk weer terug na Matthew se storie en sien hoe sy lewe 'n 180 gevat het, soos wat hy gesien het wie Jesus is en soos wat hy agter Jesus aangeloop het. Van vers 10 af. And Jesus reclined at table in the house. Dit is nou Matt se huis. And behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But when he heard it, he said, "Those who are well have no need for a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I came not to call the righteous, but to call sinners." Jesus sê dit vir die fariseërs soos Matt net daar sit. Hy sê, ek het gekom vir sondaars. Ek het gekom vir mense soos Matt wat te neergedruk is. Wat beide vasgevang is in
in slawerny, die Romeinse ryk wat oor hulle was, maar ook hulle wat vasgevang is in hulle eie sonde. 'n hulpelose lewensomstandigheid waar mense hom haat, maar waar hy ook van mense steel en mense onderdruk. Jesus het gekom vir daai tipe mens. Hoekom? Those who are well have no need for a physician, but those who are sick. Jesus sê, ek is die dokter en ek kan jou gesond maak. Ek kan jou genees, ek kan jou bevry van die siekte en ek kan jou vrymaak. En dis die antwoord wat hy gee vir die fariseërs. Want die fariseërs het geglo, hoorie, ons is mooi aangetrek. Ons het hoë aansien in die gemeenskap. Almal groet ons baie mooi. Ons is leraars van die wet van God. Ons weet hoe om dit te obey. Ons is nie siek nie. Ons het nie 'n probleem regtig nie. Ons is goed met God. Maar die tollenaars en die sondaars het geweet, hulle is gebroke. Hulle het nie 'n voet gehad om op te staan nie. Hulle het en soos wat hulle Jesus se uitnodiging hoor wat sê volg my, het hulle dit met opgewondenheid aanvaar. Soos wat Matt tyd spandeer het met Jesus, het hy gesien hoe hierdie actually waar was. Hoe Jesus se woorde waar was. Hoe hy mense fisies genees het van hulle siekte, maar waar hy ook bose geeste uitgedryf het, waar hy selfs mense wat dood gegaan het uit die dood uit laat opstaan het. Maar die grootste ding wat Matt gehoor het, is dat Jesus verkondig het aan mense dat ek julle uit julle sondes uit kan red. Ek kan julle kom vrymaak, ek kan julle verlos. Ek bied verlossing aan jou sondaar. Ek kom maak jou vry. Het julle al Saving Private Ryan gekyk? Dit is 'n movie wat in 1998 uitgekom het. Dis baie terug. Saving Private Ryan is 'n movie wat afspeel aan die einde van Wêreldoorlog 2. Dis 'n baie intense fliek met baie violence en wat wys hoe erg die oorlog werklik is. En die eerste scene begin met 'n bloodbath waar mense waar die oorlog in Normandy land op baie strande. Dis vreeslik intens. Agwel die storie gaan oor Captain John H. Miller en sy groepie soldate wat getask is om Private Ryan te gaan red. Private Ryan te gaan bevry uit Frankryk uit wat op daardie stadium oorval was deur die Duitse magte. Private Ryan was die laaste broer van sy gesin wat lewendig was en so hulle was getask om hierdie man te gaan red. Private Ryan was so goed soos dood gewees. Hy was verlore, hy was hulpeloos gewees want hy was gehou deur die Duitse magte. Maar toe kom Captain Miller en sy groepie soldate en hulle gee vryheid aan Private Ryan. Wat hulle doen is hulle lê hulle eie vryheid neer en gaan in enemy lines in. Hulle lê hulle lewens neer vir hom en hulle red Private Ryan. Hulle red hom uit die greep van die Duitsers uit. Ek dink dit is vir ons 'n behulpsame prentjie soos wat ons kom na Jesus toe en wat hy vir sy disippels gedoen het. Johannes 10 sê die Here is die goeie herder en hy wat die goeie herder is, lê sy lewe neer vir sy skape. Hoor hoe Paulus dit sê in Kolossense 1. Ons het dit ook gelees. He, dit is God, has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Sien julle daar dat Jesus ons vrymaak uit die greep, die domein van sonde en van dood. Hy gee vir ons vryheid deur om sy vryheid op te gee in ons plek. Hy verlos ons van die sonde en dood.
Julle, dit is die eerste ding wat ek wil hê ons moet raak sien. Jesus het ons vrygekoop. Maar hierdie is nie regtig goeie nuus vir ons as ons nie verstaan dat ons onderdruk is nie, dat ons verstaan dat ons in slawerny is nie. Soos wat Jesus gesê het, I came for those who are sick, not those who are healthy. Het ons 'n verstaan nodig dat as ons nie weet ons het hulp nodig nie, as ons nie weet dat ons siek is nie, dan gaan ons nie na Jesus toe kom nie. Dit kan nie goeie nuus wees as ons nie eers daai verstaan het nie. En so ek wil vir julle vra, het julle al tot daai besef gekom? Is daar iets wat julle werklik mee wrestle in julle eie lewens? Is daar 'n sonde wat julle net nie van kan ontslaa raak nie? Is daar iewers diep in jou hart wat jy nog nie met iemand anders gedeel het nie? 'n plek waar jy moedeloos is en hulpeloos is. Het jy dalk iemand al seer gemaak of verkeerd opgetree teenoor iemand? Die vraag is, wat doen ons met daai goed? Is dit maar net soos die wêreld vir ons wil sê, hoorie, is jammer vir jou, daar's nie regtig 'n oplossing nie. Dalk sit jy hierso en jy voel 'n diep pyn of hartseer van iets wat met jou gebeur het of met 'n geliefde gebeur het. Dalk is die ongeregtigheid van hierdie lewe swaar op jou. Weet jy waar jou hoop vandaan kom? Is daar hoop? Weereens voel dit vir my as die wêreld nie vir ons regtig 'n baie positiewe uitkoms bied nie. Ek wil hê ons moet sien dat as dit waar is van jou, kan jy na Jesus toe kom wat hoop bied. Hy bied genesing en hy bied verlossing vir jou. Omdat jou leermeester wat Jesus is, jou vrygekoop het, tel jou verlede nie meer teen jou nie. Matthew, wat 'n traitor was, wat 'n tollenaar was wat sy eie mense onderdruk het, sy identiteit het verander soos wat hy na Jesus toe gekom het. Hy was nou nie meer Matthew die tollenaar nie, hy's Matthew die disipel van Jesus. Jesus gee vir ons 'n nuwe identiteit soos wat ons naam te kom en agter hom aanloop. Daai sonde wat jou dalk mag laat voel dat jy onwaardig is om 'n deel van hierdie kerk te wees of deel van God se mense te wees. Daai is die ding wat Jesus voor gesterf het, wat hy sê, hoorie, ek het jou kom bevry daarvan. Daai ding tel nie meer teen jou nie. Matthew se identiteitsdokument as citizen van the realm of darkness is opgeskeur deur Jesus. Jy kan nie meer daar wees nie. Jy is nie meer 'n citizen nie. En dit beteken nie dat ons nie in die hier en nou voor Jesus terugkom nie gaan sukkel met sonde nie. Dit is 'n realiteit in ons almal se lewens tot in die dag wanneer Jesus terugkom en sy heiligmaking in ons perfek te werk te bring. Maar in die hier en nou is jy reeds vry. In die hier en nou is jy reeds vrygemaak van jou sonde. En ek wil julle met julle oë toe maak en dink aan Jesus se kruis. En daar het hy dood gegaan vir jou sonde. Daar het hy jou sonde teen die kruis vasgespijker. En sien hoe dit daar bly. Jou sonde tel nie meer teen jou nie. Dit bly daar. In die hier en nou kan jy nie weer geroel word deur jou sonde of deur die domein van darkness nie. Jy is vergewe vir dit wat jy gedoen het en dit wat jy gaan doen en dit wat jy heiliglik doen. En ons het nodig om dit op 'n permanente basis mekaar te herinner. Ons is vry in Jesus. Ons is vrygekoop. Julle, dit is die eerste ding wat ek wil hê ons moet sien.
Ons is vrygekoop. Die tweede ding is ons is vrygekoop. Kyk weer saam met my na die woorde van Kolossense. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son. He has transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Jesus het Matthew nou sy eie gemaak. Matt behoort nie meer aan homself nie, hy behoort nou aan sy leermeester, hy behoort aan Jesus. In sy koninkryk, Romeine 14 sê dit so, for none of us lives to himself, and no one dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. Matthew, in ons ID-boekies, wat sê ons is in the domain of darkness, is opgeskeer, maar ons is nie nou refugees nie, ons het nie 'n heenkome nie. Jesus gee vir ons 'n nuwe identiteit. Hy bring ons in God se koninkryk in, waar hy regeer. Ek wil hê ons moet sien hoe wonderlike nuus dit ook is. Die feit dat ons vry is, maar die feit dat ons ook gekoop is en nou behoort aan Jesus. Hier is een van die redes wat my getref het in die week, soos wat ek hierdie preek voorberei het. Omdat ons deur Jesus gekoop is en nou aan hom behoort, is hy gretig om my en jou te vernuwe, te verander, om meer soos wat hy te lyk. Die gebrokenheid en die sonde in ons harte te verander en te genees soos wat ons sy genade meer en meer in ons lewens sien. Hierdie is 'n storie wat ek teëgekom het en ek dink dit is baie van toepassing op ons, veral hierso by aandiens, wat elkeen van ons is, meeste van ons is either pas uit die huis uit in 'n nuwe huis wat ons huur, of dalk is jy pas getroud en jy het nou saam met jou man of jou vrou in 'n nuwe huis ingetrek en daar's baie renovations wat gedoen moet word. Daar's verseker dinge wat ons graag wil verander, waaraan ons wil werk, dinge wat ons wil bysit. Hierdie is die storie. Laat ek dit vir ons lees. Dit sal op die skerm ook wees. Picture a couple carefully marshalling enough resources to put together a down payment. They buy their house, recognizing full well that it needs a fair bit of work. They can't stand the black and silver wallpaper in the master bedroom. There are mounds of trash heaps in the basement. The kitchen was designed for the convenience of the plumber, not the cook. The roof leaks in a couple of places, and the insulation barely meets minimum standard. The electrical box is too small, the lighting in the bathroom is poor, the heat exchanger in the furnace is corroded, but still, this is the young couple's first home, and they are grateful. Months slip past, then the years. The black and silver wallpaper has been replaced with tasteful pastel patterns. The couple has remodeled the kitchen, doing much of the work themselves. The roof no longer leaks, and the furnace has been replaced with a more powerful unit that also includes a central air conditioner. Better yet, as the family grows, the couple completes a couple extra rooms in the basement and adds a small wing to serve as a study and a sewing room. The grounds are neatly trimmed and boast a dazzling rock garden. 20 years after the purchase, the husband one day remarks to his wife, "You know, I really like it here. This place suits us. Everywhere we look, we see the results of our own labor. This house has been shaped to our needs and our tastes, and I really feel comfortable." Dis 'n mooi prentjie, nee. Julle, wanneer Jesus Christus ons vrykoop, wanneer hy ons koop en deur sy gees nou in ons harte te kom woon, hy maak huis in ons harte. En binne in ons harte vind hy die morele ekwivalent van gemors. Hy sien die dak lek, hy sien die mure is lelik,
Maar dan skop hy af en hy sê, ek gaan begin om hierdie huis te verander. Ek gaan dit verander en 'n plek maak wat by my pas. 'n Woning wat gemaklik is vir my. Daar is baie skoonmaakwerk in hierdie hart wat noodsaaklik is. Heel wat repairs, baie aanbouwerk. Maar Christus se doelwit is duidelik. Hy kom huis maak in ons harte. En dit gebeur soos wat ons geloof in hom uitoefen. En soos die jare verbygaan, gaan ons sien dat Christus langtermyn in ons harte kom lewe het, gebaseer op die feit dat ons meer en meer soos hy begin lyk. Klink dit nie wonderlik nie, julle? Dit is vir my so bemoedigend. Dit is vir my so bemoediging dat die Here in ons harte kom werk, dat hy die een is wat my verander, want hy besit my. Ek is syne. My hart hinker hierna. Sy identiteit as my eienaar, die een wie in my leef deur sy gees, beteken ek word verander, ek word vernuwe en ek word meer soos wat hy doen. En hoe ek wil hê ons moet reageer op hierdie is 2. 1, kom ons vra mekaar af meer gereeld, hoorie, waar is Jesus besig om in ons harte te werk? Waar is hy besig om in jou lewe te werk? Kom ons wees sensitief tot die werk van die Gees in ons harte. Kom ons dink, waar is die Here besig om heiliglik my te skaaf? Wat het ek onlangs gehoor? Wat het 'n vriend onlangs vir my uitgewys? Vra vir jouself gereeld daai vraag. En kom ons as 'n gemeente vra dit van mekaar. Kom ons bemoedig mekaar aan om te sê, hoorie, ek kan sien hoe die Here daar in jou lewe gewerk het. Kom ons prys hom daarvoor. Kom ons bemoedig mekaar daardeur. Die tweede ding is ons moet ook toelaat dat daai vernuwingswerk in ons harte plaasvind. Ek is baie sentimenteel oor goeders in my huis en dit is vir my vreeslik moeilik om van hierdie kosbare ou puzzle weg te gooi. Al weet ek gaan hom nooit weer bou nie. En ek dink op 'n soortgelyke manier is ek baie sentimenteel en ek hou vas aan my ou identiteit wat gekarakteriseer is deur sonde. Ek dink dit is vir ons moeilik om te laat gaan van sonde. En so ek wil ons aanmoedig sien dat die Here vernuwingswerk in ons lewe doen. En kom ons spoor mekaar aan om hom toe te laat om dit te doen. Ek behoort nie meer aan my eie nie. Hierdie huis is nie meer myne nie, dit is Jesus se. Ek wil nie meer vir myself lewe nie, ek wil vir Jesus lewe. Terug na Saving Private Ryan toe. Captain Miller en sy company van 6 mense het uiteindelik Private Ryan gaan gekry en vir hom sy vryheid gegee. Maar dit het elke liewe een van daai manne se lewens gekos om dit te doen. Elkeen van hulle is doodgemaak in die proses. Dit was koslik geweest, daai vryheid. Dit het baie gekos. En aan die einde van die movie, soos wat Captain Miller sy laaste asem uitblaas, soos wat hy was geskiet, fluister hy vir Private Ryan in sy oor en hy sê, earn this. Earn the sacrifices made for your life. En ek dink wat Miller hierdeur bedoel is, hoorie, verstaan dat daar 'n groot koste was. Daar was 'n groot koste betrokke om jou lewe te red. Moet nie dit nou mors nie. Moenie daai sacrifice minag nie. Lewe in lig van dit wat vir jou gedoen is. En daar was iets daar treffend vir my gewees, weer eens van Jesus wat sy lewe gegee het vir sy disippels. Nie in die feit dat hy nou sê, hoorie,
nou moet jy jou verlossing terugwerk nie. Nou moet jy 'n goeie morele lewe sodat jy net hierdie dood wat ek vir jou gegee het terugwerk nie. Die evangelie sê Jesus wat sy lewe neergelê het was 'n geskenk aan ons. Hy het dit vrylik en hy het dit onvoorwaardelik gedoen. Maar ek dink dit is waar in die sin van dit is onmoontlik om onveranderd te bly nadat jy gesien het wat Jesus gedoen het vir jou. Dit is onmoontlik om dan net maar aan te hou lewe soos wat jy gelewe het, asof niks verander het nie. Die dat Jesus vir ons gesterf het, behoort vir ons ons lewe heeltemal te verander, om te sê hoor, hy het my gekoop, ek lewe nou vir hom. 1 Korintiërs 6 sê dit so, you are not your own, for you were bought with a price, and so glorify God in your body. En dit begin deurdat ons mekaar herinner dat ons disippels is van Jesus, dat ons aan hom hoort en dat ons hom hoort te volg. Ons is in sy koninkryk. Hy het ons vrygemaak van die kingdom of darkness, maar hy het ons gekoop en nou is ons deel van sy koninkryk. So julle, ek wil afsluit. In hierdie reeks gaan ons na verskillende aspekte kyk van Jesus se identiteit. En ons sal volgende week kyk na hoe Jesus ons broer is en dat dit ons familie van mekaar afmaak. Maar vanaand en in die week wil ek regtig hê julle moet nadink oor Jesus wat sê volg my. En hoe hy dit begin doen het deur om ons vry te koop. Hy het ons vrygemaak van ons sonde. Dit tel nie meer teen ons nie en hy het ons gekoop. En die dat hy ons gekoop het, maak hy ons harte nuut. Hy verander ons. Hy bring vir ons nuwe lewe. So kom ons fokus op dit. Jesus wat ons vry gekoop het. Kom ek bid vir ons. Ons hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê. Dankie vir U seun Jesus wat aan 'n kruis kom sterf het in ons plek. Dankie dat U ons vrygemaak het, dat U vir ons uitkoms gee, daar waar ons dalk onderdruk mag voel, daar waar ons voel sondepotjie ons. Here, dat ons kan kyk na U seun en die werk wat U seun aan die kruis gedoen het, om ons te verlos uit daai slawedrywers uit. Maar ook dat U ons nie daar gelaat het nie, maar dat ons nou deel is van 'n nuwe koninkryk, 'n beter koninkryk, die koninkryk van U seun Jesus. Dankie dat U, Here Jesus, in ons harte kom woon en dat U huis maak in ons harte. Soos wat die tyd en jare verbygaan, is U besig om nuwe lewe in ons te bring. Is U besig om sonde se houvas in ons harte af te breek. Ons dankie daarvoor. Here, sal U ons help om dit te herinner, soos wat ons met sonde wrestel, dat ons sal onthou dat ons vrygemaak is en dat ons vrygekoop is. Here, dankie vir die waarheid. Ons bid dit in U naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.